Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om jou vrieskas te ontdooi, welkom by episode 73 van In Alle Erns. In Suid-Afrika se omstrede en hoogs emosionele gronddebat word talle statistieke dikwels aangehaal wat te maklik as feite aanvaar word sonder behoorlike ondersoek. Dit is kommerwekkend dat hierdie statistieke boonop gebruik word om radikale beleidsrigtings soos onteiening sonder vergoeding te regverdig. Een so statistiek is dat wit mense na bewering 72% van Suid-Afrika se grond besit. Hierdie bewering is gebaseer op die regering se grondauditverslag van 2017. Ernstige vrae word egter geopper oor die akkuraatheid, metodologie en vertolking van die audit se bevindinge. In 2025 het parlementslede self erken dat, in hulle eie woorde, die huidige statistieke oor grondbesit nie betroubaar is nie. Einde van aanhaling. Die Suid-Afrikaanse regering gebruik steeds rassekategorieë uit die apartheidsera soos wit, swart, bruin en Indiër in wetgewing, al bestaan daar geen wetlike definisies vir hierdie kategorieë nie. Die regering pas dit dus toe op 'n grondslag van jy sal weet as jy dit sien. Ten spyte hiervan kan jy vir bedrog vervolg word as jy jouself verkeerd volgens ras klassifiseer. Die grondaudit van 2017 het 'n kombinasie van onsamehangende bronne gebruik om grondbesit op 'n growwe wyse in hierdie bostaande kategorieë in te deel. Waar geen direkte inligting oor ras vasgestel kon word nie, is daar op twyfelagtige wyse op voorname en vanne staat gemaak. Dit beteken dat 'n naam as swart geklassifiseer was indien dit swart geklink het. Om dit mooi te stel, hulle het 'n ingeligte raaiskoot verskaf gebaseer op uiters gebrekkige data. Met grondstatistiek is daar ook baie misleiding deur weglating. Die grondaudit se rasse-eienaarskapsanalise het slegs gekyk na ongeveer 30% van Suid-Afrika se 122 miljoen hektaar oppervlakte. Groot eienaarskapskategorieë soos trusts, maatskappye en gemeenskapsgebaseerde organisasies is uitgelaat omdat hulle nie op grond van ras geklassifiseer kon word nie. Dit beteken dat byna die helfte van alle private grond uitgesluit is van die audit se rasseberekeninge en gevolgtrekkings. Die feit dat gemeenskaplike grond geïgnoreer is 'n noemenswaardige afwesigheid, aangesien die voorkoms van gemeenskaplike grondeienaarskap onder swart Suid-Afrikaners buite verhouding is tot ander rassekategorieë. Een prominente voorbeeld van grond in gemeenskaplike besit wat uitgesluit is die Inkonyama Trust van 2,8 miljoen hektaar. Dit beslaan bykans 30% van KwaZulu-Natal en huisves verskeie miljoene inwoners wat byna uitsluitlik swart is. Daarbenewens is president Ramaphosa se Palapala landgoed van 4,500 hektaar 'n hoë profiel voorbeeld van private grond in swart besit wat in 'n trust geregistreer is en gevolglik ook nie ingesluit is nie. Laastens is ongeveer 23% van Suid-Afrika se grond in staatsbesit, maar dit is ook uitgelaat. Wanneer al hierdie leemtes in die data aan ag geneem word, beloop die totale hoeveelheid grond wat nie deur die audit van 2017 volgens ras geklassifiseer is nie, ongeveer 68%, 'n oorweldigende meerderheid. Die groot 72% bewering is dus net 'n groot 72% leuen. Die syfer van 72% wat gereeld herhaal word, verwys spesifiek na landbougrond in individuele besit wat volgens ras geklassifiseer kon word. Dit beteken dat daar steeds nie presiese inligting bestaan oor rasse-eienaarskap vir alle landbougrond in Suid-Afrika nie. Indien 'n mens die twyfelagtige syfer van 72% sonder meer aanvaar en dit teen Suid-Afrika se totale grondoppervlakte meet, krimp die syfer van grond in wit besit drasties tot ongeveer 21,7%. Dis 'n groot verskil van 72% na 21% toe. Die mees onlangse skatting van grond in staatsbesit bring die totaal te staan op ongeveer 25 tot 28 miljoen hektaar. Of anders gestel, 21 tot 25% van Suid-Afrika se oppervlakte. Dit maak die staat die grootste enkele grondeienaar in Suid-Afrika.
Om hierdie syfer in perspektief te plaas, hierdie grondoppervlakte is ongeveer so groot soos die hele Verenigde Koninkryk. Landboupotensiaal maak ook 'n groot verskil, maar nog 'n noemenswaardige beperking van die audit is dat dit grond hoofsaaklik volgens oppervlakte gemeet het, terwyl landboupotensiaal buite rekening gelaat is. 'n Hektaar grond in een deel van Suid-Afrika is natuurlik nie gelyk aan 'n hektaar elders wat produktiewe waarde betref nie. Reënval, grondgehalte, weidingskapasiteit, bewerkbaarheid en klimaat is alles faktore wat die landboupotensiaal beïnvloed. Slegs 26,4% van Suid-Afrika se grond word as bewerkbaar beskou. Dit is opvallend dat, volgens landboukundiges soos Ernest Pringle, 'n beduidende meerderheid van grond in wit besit in die droë gebiede, woestyn of semi-woestyngebiede van Suid-Afrika geleë is. Die Noord-Kaap is verreweg die grootste provinsie en beslaan ongeveer 30,5% van Suid-Afrika. Te vergelyking, die tweede grootste provinsie is die Oos-Kaap wat slegs 13,8% beslaan. Die Noord-Kaap se landbougrond word hoofsaaklik vir weiding gebruik, al is die weidingskapasiteit per hektaar baie laag daar. Die meeste van die baie groot plase in wit besit is ook in die Noord-Kaap geleë, aangesien 'n mens hier 'n plaas so groot soos 'n klein Europese land nodig het om 10 skapies vet te maak. Hierdie realiteit trek data oor grondbesit skeef en bewys dat grondstatistiek meer kompleks is as bloot persentasies en behoorlike kontekstualisering vereis. Reënval is nog 'n kritieke faktor wat deur die grondaudit oor die hoof gesien is. Ongeveer 2/3 van Suid-Afrika ervaar reënvalvlakke wat wêreldwyd beskou word as halfwoestyn of ware woestyngebiede. Slegs 30% van die land ontvang jaarliks meer as 500 mm reën. Ware woestyngebiede, soos die Karoo en die Kalahari, beslaan 55% van die land. Volgens Pringle is die meeste landbougrond in swart besit in die land se hoë reënvalgebiede geleë, terwyl die meerderheid landbougrond in wit besit in die lae reënvalstreke voorkom. Dit is syfers wat jy nooit vanaf 'n politikus sal hoor nie. Die stand van grondhervorming is ook iets wat in ag geneem moet word. Sekere politici maak die model van die gewillige koper en die gewillige verkoper die sondebok. Hierdie model is egter nie die probleem nie. Die probleem is 'n regering wat onwillig is om die grond wat hy opgegaar het uit te deel. Die regering is huiwerig om aktetitels aan begunstigdes van grondhervormingsprojekte toe te ken en verkies eerder om die grond te verhuur. Die regering het deur middel van die grondherverdelingsprogram grond bekom wat ongeveer so groot soos Rwanda is. Dis so 2,5 miljoen hektaar. Politici laat ook gerieflikheidshalwe die groot hoeveelhede grond buite rekening wat swart Suid-Afrikaners die afgelope 3 dekades sonder staatshulp bekom het. Daar word beraam dat swart Suid-Afrikaners teen 2022 reeds altesaam 1,78 miljoen hektaar landbougrond privaat deur marktransaksies bekom het. Toe in 2024 het die Bureau vir Ekonomiese Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch beraam dat hierdie syfer tot 1,9 miljoen hektaar gestyg het. Teen 2025 was dit 2,4 miljoen hektaar. Verstedeliking is nog 'n faktor wat totaal geïgnoreer word in die gronddebat. Die impak van verstedeliking word ook dikwels oor die hoof gesien deur politici. In Suid-Afrika kan 'n hektaar stedelike grond, na gelang van die ligging, honderde kere meer werd wees as 'n hektaar landelike grond. Die waarde van grond word hoofsaaklik bepaal deur vraag en ekonomiese nut, ligging en infrastruktuur. Ten spyte van hierdie ooglopende werklikheid, bly politieke retoriek op landbougrond gefokus. Suid-Afrika is 'n land wat vinnig verstedelik. Die stedelike bevolking het van 54% in 1994 tot 66,9% in 2026 toegeneem. Volgens 'n ontleding deur die Instituut vir Rasseverhoudinge het swart Suid-Afrikaners teen 2017 reeds in 7 van die 9 provinsies meer stedelike grond besit as wit Suid-Afrikaners. Dit sluit nie eens in die groot gedeelte stedelike grond wat deur munisipaliteite en ander staats- of parastatale instellings besit word nie. Grond wat gerieflikheidshalwe
uit die grondaudit se rasgebaseerde berekeninge weggelaat is. Dit is ook noemenswaardig dat ongeveer 87% van grondrestitusie-eise op stedelike eiendomme betrekking gehad het. Restitusie en korrupsie gaan hand in hand ongelukkig in Suid-Afrika. Die proses van grondrestitusie, wat in 1994 van stapel gestuur is, behels die herstel van grondregte aan diegene wat al grond verloor het as gevolg van onteiening sedert die Naturelle Wet van 1913. Die afsnypunt van 1913 is gekies om te verhoed dat grondrestitusie heeltemal onuitvoerbaar of selfs onmoontlik sou wees. Dit is onprakties om grondeise van voor 1913 doeltreffend te verifieer weens uiters onbetroubare rekords, verskillende stelsels van grondbesit en 'n gebrek aan eenvormige nasionale wette. Die uitbreiding van die restitusiedatum tot voor 1913 word verder bemoeilik deur die grootskaalse verskywing van bevolkings wat deur die Mfecane-oorloë van die 19de eeu veroorsaak is. Die grondrestitusieproses wat op bewyse en markverwante vergoeding gegrond is ongelukkig deur wanbestuur en korrupsie ontspoor. In 2009 het die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming bevind dat restitusie-eise, in hulle woorde, gekenmerk is deur korrupte amptenare, bedrieglike eisers en spookeisers. Einde van aanhaling. 'n Ondersoek in 2019 deur die spesiale ondersoekeenheid het bedrog op 'n, in hulle woorde, enorme skaal aan die lig gebring, waar staatsamptenare, in hulle woorde weer eens, plase toegeken het aan begunstigdes wat nie daarvoor gekwalifiseer het nie. Einde van aanhaling. Nog 'n polities ongerieflike feit is dat volgens die Departement van Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling bykans 90% van suksesvolle eisers vir grondvergoeding eerder geld as grond kies. Volgens 'n opname onder 4000 mense van alle rasse deur die Centre for Development and Enterprise in die laat 1990s wou slegs 6% van die respondente toe of in die toekoms boer. Boerdery is nie so maklik soos wat sommige politici blyk te dink nie. Die meeste van die regering se grondhervormingsprojekte misluk, soos deur die departement self erken, en kommersiële plase word in bestaansboerderye of plakkerskampe omskep. Talle voorbeelde van regeringsgrondhervormingsprojekte wat misluk het en waar miljoene rande vermors is gedokumenteer. In 2020 het die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling bekend gemaak dat byna 900 staatsplase of onderbenut of glad nie gebruik is nie. Ten spyte van 'n besteding van 12 miljard tussen 2006 en 2022 om plase vir grondhervorming te verkry as deel van die proaktiewe grondhervormingsstrategie, het die regering se swak implementering van ondersteuning na die afhandeling van eise tot 'n mislukkingskoers van 75% gelei. Ignoreer egter die ontkenners. Die bedreiging vir privaat eiendomsreg in Suid-Afrika is werklik. In Desember 2024, eers in 2025 aangekondig, het president Ramaphosa die onteieningswet bekragtig. Hierdie wet stel die regering in staat om private eiendom sonder vergoeding te onteien. Kritiese konteks is egter nodig. In 2018 het die ANC amptelik besluit om die grondwet te wysig om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. In 2021 het hierdie wysiging van artikel 25 in die parlement misluk. AfriForum het op daai tyd gewaarsku dat die stryd om eiendomsreg te verdedig geensins verby was nie. In 2021, kort na hierdie mislukte poging, het die destydse minister van Justisie, Ronald Lamola, gesê, en ek haal hom nou aan, die wysiging van die grondwet was slegs een instrument wat ons kon gebruik het. Ons sal nou ons gewone meerderheid gebruik om wette aan te neem wat onteiening sonder vergoeding moontlik sal maak. Einde van aanhaling. Lamola het na die onteieningswet hier verwys. President Ramaphosa het hierdie standpunt beamoen toe hy in 2022 verklaar het dat, in sy woorde, die ANC sy besluit oor die onteiening van grond sonder vergoeding sal uitvoer ten spyte van die weiering van ander partye in die parlement. Einde van aanhaling. In 2024 het adjunkpresident Paul Mashatile die regering se toewyding tot onteiening sonder vergoeding deur middel van die onteieningswet herbevestig.
Oor die kwessie van nulvergoeding het hy gesê, en hier sy woorde, my siening is dat nulvergoeding beteken jy betaal nie. Einde van aanhaling. In 2025 het Mashatile weer eens beklemtoon, en hier's weer 'n aanhaling van hom af, die ANC is ten gunste van onteiening sonder vergoeding. Ons het nog nooit daarvan afgewyk nie. Einde van aanhaling. In 2026 het die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula verklaar dat die ANC van voorneme is om sy belofte na te kom om grond sonder vergoeding te onteien en selfs meer ekstreme grondbeleide deur te voer. ANC-kaders wat die Zimbabwese diktator Robert Mugabe as 'n held beskou, probeer nou om die publiek te oortuig dat privaat eiendomsreg veilig is. In 2025 het president Ramaphosa Mugabe se grondbeleid as, in sy woorde, ambisieus en nog een van sy woorde, noodsaaklik geprys. Hierdie grondbeleid van die vroeë 2000s het chaotiese en dikwels gewelddadige grondgrype behels. Privaat eiendomsreg is ernstig geskend toe duisende wit boere van hul grond verdryf en aangeval is en sommige selfs gemartel en vermoor is. Die gevolg was die ineenstorting van Zimbabwe se landbousektor en ekonomie, as ook die grootskaalse skending van menseregte. Die hofstryd teen die onteieningswet, waarin AfriForum 'n belangrike rolspeler is, het in Maart 2026 begin en gaan voort in Augustus hierdie jaar. Ter gevolgtrekking, daar is verskeie redes waarom dit foutief is om statistiek uit die 2017 grondaudit in 2026 te gebruik om beleidsbesluite te steun. Eerstens is hierdie statistiek meer as 'n dekade oud, en tweedens is die audit se data en gevolgtrekkings fundamenteel gebrekkig, soos hier nou vandag verduidelik. Die voortgesette gebruik van hierdie syfers in 2026 en daarna is dus in die beste geval onbedoeld misleidend en in die ergste geval kwaadwillig oneerlik. Die bewering dat wit mense 72% van die grond besit, is disinformasie in die ware sin van die woord, nie soos wat die woord teen AfriForum gebruik word nie, ironies. Soos deur AfriForum se jongste feiteblad nou bewys word. Hierdie feiteblad kan gevind word in die skakel in die beskrywing van hierdie video. Privaat eiendomsreg is noodsaaklik vir ekonomiese groei, beleggings, werkskepping en politieke stabiliteit en behoort beskerm te word. Die kwessie van grond bly kompleks en veelsidig. In die belang van eerlike debat, gesonde beleidsformulering en goeie rasseverhoudinge steun AfriForum 'n gebalanseerde, bewysgebaseerde en minder rasgedrewe diskurs oor grondbesit in Suid-Afrika. Ons bedank almal wat saam met ons in hierdie belangrike stryd staan. Besoek www.onteiening.co.za om jou stem dik te maak saam met AfriForum en om 'n uitgebreide dokument met al die beweringe wat ek gemaak het in hierdie video en al die feite van hierdie video te vind in daardie dokument. Die dokument is by daai webtuiste beskikbaar en jy kan gaan kyk as daar enigiets in hierdie video was wat ek gesê het wat nie vir jou reg geklink het nie of wat jy gedink het dalk nie waar kan wees nie, gaan vind dit in daardie dokument. Al die bronne is daar. Elke liewe bewering in hierdie video word gestaaf deur 'n bron. Ek is Ernst van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.